Die Evangelie van Lukas hoofstuk 24 verse 1 tot 2 lees soos volg. En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. Welkom by Geloofspad. Paasoggend hou 'n mengsel van chaos en verwondering in. Die heiligdom is dalk vol, maar harte dra dikwels die gewig van twyfel, vertroudheid of verlange. Sommige kom uit tradisie, ander uit gewoonte en 'n paar met stille hoop. En tog het die Paasfeesverhaal nie verander nie. Jesus is gekruisig, begrawe en op die 3de dag is die klip weggerol, nie om hom uit te laat nie, maar om ons in te laat. Dit het begin soos enige ander hartseer gevulde oggend. Die vroue het vroeg gekom, harte swaar, hande vol speserye. Simbole van liefde en verlies. Hulle het nie 'n wonderwerk verwag nie. Hulle het 'n lijk verwag. Die dood is immers gewoonlik finaal. Maar toe vind hulle die klip weggerol. Hulle het Jesus nie gevind nie. Wat hulle in plaas daarvan gevind het, was 'n boodskap wat deur engele gelewer is. Waarom soek julle die lewendes onder die dooies? Hy is nie hier nie, maar het opgestaan. Die vroue was die eerstes om dit te hoor en tog het hulle Jesus nie gesien nie. Al wat hulle gehad het, was 'n woord. En dit is wat ons ook het. 'n Boodskap wat vir baie na 'n nuttelose verhaal lyk. Die dood voel steeds meer werklik as opstanding. Sinisme kom makliker as geloof. Selfs die disippels, die naaste aan Jesus, het die nuus as onsin afgemaak. Maar Petrus het na die graf gehardloop. Nie omdat hy geglo het nie, maar omdat hy gewonder het. Wat as dit waar is? Wat as Jesus nie net 'n herinnering is nie? Wat as hy lewe en die dood is nie die einde nie? Daardie vraag ego steeds. Die graf is leeg. Die graf kon hom nie vashou nie. En in daardie waarheid lê beide die uitdaging en die hoop van Paasfees. God roep ons om te glo nie omdat dit maklik is nie, maar omdat dit waar is. Christus is nie bloot 'n figuur van die verlede nie, hy is die lewende. Die opgestane Here wat ons steeds in ons twyfel, ons hartseer en ons verlange ontmoet. Kom ons bid. Opgestane Heer, dankie vir die leë graf en die boodskap dat die dood nie die einde is nie. In ons oomblikke van twyfel herinner ons aan die vroue wat in hartseer gekom het en in verwondering vertrek het. Help ons om u woord met geloof te ontvang, al kan ons nog nie sien nie. Wek in ons die moed om te vra, wat as dit waar is? En om te lewe soos dit is. Amen.